Mense is gou om te sê, God sal jou nooit meer gee as wat jy kan dra nie. Dit klink baie mooi, maar dis nie eintlik wat die Bybel vir ons sê nie. Daar's tye in ons lewens waar God sekere dinge in ons lewe toelaat, nie omdat ons gesondig het of omdat die Here ons wil straf of wat ook al nie. Okay? Daar's sekere tye wat die Here dinge toelaat in ons lewe wat ons nie self kan hanteer nie. Hartseer, verlies, siekte, verraad, groot druk, jy wat jou werk verloor, wat ook al. Okay? En ons kan dit nie self dra nie. As ons altyd alles self kon dra, sou ons nie vir God nodig gehad het nie. Nou, die skrif wat mense gewoonlik verkeerd interpreteer, is 1 Korintiërs 10 vers 13. Maar daardie vers praat nie van swaar kry nie. Dit praat van versoeking. God is getrou, hy sal nie toelaat dat jy versoek word bo wat jy kan weerstaan nie. Maar saam met die versoeking sal hy ook 'n uitkoms gee sodat jy dit kan deurstaan. Versoeking is 'n keuse. Okay? Daardie oomblikke waar jy versoek word om verkeerd op te tree, verkeerde dinge te doen, om moed op te gee, om bitter te raak, om te sondig, om jou rug op God te draai en miskien jy vandag wat versoek is om die handdoek in te gooi want jy voel ek kan dit net nie meer doen nie. Dit is waaroor hierdie skrif gaan. God bedoel in daai skrif dat hy sal jou nooit in 'n situasie los van versoeking waar jy nie 'n keuse het om hom te kies nie. Nou, Paulus sê vir ons in 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 9, dat hy onder soveel druk was, dat dit ver bo sy eie krag was. Hy het selfs gevoel, hy gaan dit nie maak nie. Hy het gedink, Here, asseblief kom haal my, en ek dink baie van ons het dit al gebid en gesê, Here, kom haal my net, dit is tyd, ek kan nie meer nie. Okay? Hoekom maak Paulus melding hiervan? Sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God. Hoekom sit God daai goed op jou pad? Want jy moet iets leer. Wat moet jy leer? Om in die moeilike tyd, die tyd toe jy siekte gekry het, toe jy gehoor het jy het kanker, die tyd toe jy jou werk verloor het, die tyd toe jou vrou uitgestap het, die tyd toe jou kind siek geword het, jy kon nie daai goed self dra nie, want jy is nie veronderstel om dit self te dra nie. God wil hê, jy moet hom vertrou met daardie dinge in jou lewe. En dis hoekom dit meer is wat ons kan hanteer. En miskien sit jy daar vandag en jy dink aan al hierdie dinge in jou lewe. En jy sê, maar pastoor, my finansies, my gesondheid, my huwelik, my kar, my huis, ons het 'n storm gehad en dit het ingereën en die insurance wil nie uitbetaal nie. Pastoor, elke liewe ding gaan verkeerd. Hoekom laat God dit toe? Ja, God laat dit toe, want hy wil hê, wat moet jy doen? Jy moet na hom toe gaan. Hierdie is nie 'n versoeking nie, dit is dinge in die lewe wat bo op jou druk. Hy wil hê, jy moet leer hoe om op hom alleen staak te maak. Hy wil nie hê, ons as mense moet dit hanteer nie. Hy wil hê, ons moet oorgee aan hom. Okay? Sodat sy krag sigbaar kan word in ons swakheid. So, daar's onderskeid tussen twee dinge. Versoeking, daar trek God die grens en hy sê, ek sal jou nooit net in 'n versoeking plaas sonder om vir jou 'n uitweg te gee nie, want jy het 'n keuse. Beproewing, daar wys God sy krag. Wanneer ons deur al hierdie moeilike goed gaan, sê hy, ek weet, jy's net 'n mens, en ek sê dit baie, ek is net 'n mens. Okay, en die Here weet dit, hy weet dit, en hy verwag nie, jy moet al hierdie dinge, jou finansies, jou huwelik, jou gesondheid, jou kinders, al daai goed, alleen dra nie. Hy wil hê, jy moet oorgee aan hom. En as jy vandag voel, dat jy swaar dra,
beteken dit nie, jy het gefaal nie. Jy faal nie, omdat jy sukkel nie. Jy faal nie, omdat jy moeg is nie. Jy faal nie, omdat jou hart stikkend is nie. Dit beteken, God nooi jou uit. Jy word genooi om op God te vertrou. Jy word genooi om in God te rus. En jy word genooi om te ontdek dat jy nooit veronderstel is om alleen alles te dra nie. Want God se belofte was nooit, jy kan dit hanteer nie. Sy belofte was nog altyd, ek is by jou. Staan sterk, my boetie, my sussie. Die Here het 'n plan en 'n doel met jou lewe. En ek sê altyd, daai test gaan God omdraai in 'n testimonie. Hou net vas. Ek bid vir jou, as jy gebed nodig het, stuur gerus vir my 'n boodskap. Ek is besig met 'n spiritual warfare kursus waarin ek mense leer om al hierdie demoniese bindinge van hulle af te kry, hoe om te breek met soul ties, generational curses, demonic attachments. My boek gaan binnekort beskikbaar wees oor die prodigal husband. Ek is ook besig om te werk aan 'n prayer boek wat in Afrikaans en Engels beskikbaar gaan wees. So ja, as jy belangstel in enige van daai goed, asseblief komment op hierdie video, laat weet my waar jy belangstel. En ja, ons het ook binnekort 'n kursus wat deur pastoor Lourens aangebied gaan word oor physical healing en hoe Jesus ons eintlik nog die autoriteit gee om te genees en te bid vir genesing. So, reik gerus uit en ons bid saam met jou. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Shalom!